Ons is nou al so vir 2 maande of meer besig met 2 Petrus en ons kom by nou baie interessante vers. Ek het al baie mense hierdie vers gehoor aanhaal. Mense sê 1000 jaar is soos 1 dag en 1 dag is soos 1000 jaar. Almal van julle daai vers al gehoor, né? Maar wat beteken dit regtig? So die tema van vanmôre se boodskap is God se oorlosie werk anders. Heeltemal anders. Ek onthou toe ons in Suid-Afrika was, julle sal onthou die swart mense, hulle werk volgens ander oorlosies. Onthou julle? En eendag het 'n swart vriend van my, hy het vir my gesê, julle wit mense, julle het die watch, maar ons het die time. En toe verstaan ek. Ons het die watch, ons is op 'n sekere tyd is op 'n plek, maar tyd vir hulle werk tyd, maar vir God werk tyd nog meer heeltemal anderste as vir ons. So kom ons lees 2 Petrus 3 vers 8 en vers 9, net daai 2 verse. Luister mooi, die eerste woorde van vers 8 sê: een ding moet julle nie vergeet nie. Dit klink soos 'n pa of ma wat vir die kinders as hulle nou vir die naweek weggaan, hè. Onthou as jou tieners op 'n kamp gaan of hulle gaan weg vir 'n naweek, dan net voor hulle uitgaan as jy onthou net een ding. Ek weet nie wat sê jy vir jou kinders sê as hulle weggaan? Wees versigtig, né? So hier kom Petrus en hy sê vir sy lesers, een ding moet julle nie vergeet nie. Wat is dit? Vir die Here is 1 dag soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos 1 dag. En dan hierdie mooi vers, 2 Petrus 3 vers 9. Die Here stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie. Al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle. Hy wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. Net daai 2 verse vanoggend. So vers 8 begin met hierdie woorde, een ding moet julle nie vergeet nie. Maar kyk bietjie terug in jou Bybel vers 3. Wat sê vers 3 se eerste woorde? Veral moet julle weet. So hoofstuk 3 is daar 7 belangrike waarhede wat Petrus uithaal as hy sy 2 briewe, onthou hy het 1 Petrus geskryf en nou skryf hy 2 Petrus. En hy sê hierdie 7 waarhede is belangrik. Met vers 3 se woorde lei hy dit in. Veral moet julle weet, wat is daai 7 waarhede? Ek het dit daar op die bord gesit. Verlede week of 2 weke terug het ek gepraat en gesê die wederkoms sal beslis plaasvind. Vanmôre die tweede ene van daai 7 is God se oorlosie, God se tyd werk anders. Volgende week gaan ons praat oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. En dan 'n baie interessante een in nommer 4, jy kan die wederkoms verhaas. Het jy dit geweet? Daar's iets wat jy kan doen wat maak dat die wederkoms gouer plaasvind. Ons sal daaroor praat. Nommer 5, ons moet heilig lewe. Nommer 6, hy praat oor Petrus en Paulus wat mekaar ontmoet het en daar's 'n paar belangrike goed wat hulle vir mekaar gesê het en dan sluit hy sy brief af nommer 7 met 'n finale waarskuwing. Maar vanoggend gaan ons kyk na nommer 2 op die lysie, naamlik God se oorlosie. God se tyd werk anders as ons sinne. Kyk wat sê vers 8. Een ding moet julle weet.
vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Dis net ons as mense wat volgens 'n oorlosie en volgens 'n kalender werk. Ons dink in terme van môre, vandag en gister. Interessant, dit val my nou by, ek weet nie of julle gesien het op die nuus nie, maar Donald Trump en Vladimir Putin het 'n ontmoeting met mekaar gehad in Alaska, Vrydag. En toe sê Vladimir Putin in sy speech na die tyd, toe sê daar's 'n tydlyn tussen Rusland en Amerika waar jy letterlik as jy nou die tydlyne van die wêreld vat, as jy oor daai tydlyn stap, dan stap jy van gister af na môre toe. Nie net van vandag na môre nie, maar letterlik van gister af na môre toe. Gaan figure dit uit. Maar dis hoe ons as mens werk. Ons werk volgens 'n kalender. Ons werk volgens 'n oorlosie. Ons het afsprake en o, jeet, as jy 'n afspraak mis. Ek is elke tweede Dinsdag bedien ek daar by die bejaardes se watse afdeling? Die demensie afdeling. Nou moet julle hoor wat kom my oor, né? Die Dinsdagoggend, ek ry altyd Dinsdae, dan gaan ek soontoe en dan doen ek die kerk se bank. En terwyl ek al by die bank is, toe ek so by die bank instap, toe lei my foon. Toe's dit Jackie daar van Boepa. Sy sê, "Pastor, where are you?" Kan jy glo ek bedien die mense by die demensie afdeling? En dan ek sê vir haar, "Oh Jackie, I'm so sorry. I think you should book me a room there." So, ons werk volgens tyd, ons werk volgens kalender, ons werk volgens 'n afspraak. Maar God, en ek weet nie of ons as mens die vermoë het om dit te verstaan nie, maar God is bokant tyd. Daarom sê Petrus hier, vir God is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos een dag. Ons is baie beïndruk as iemand 100 jaar oud word of as iemand 'n babatjie se eerste verjaarsdag. Maar God dink nie in terme van jare, ure en minute nie. Tog hou God tyd in gedagte en ons sal nou daarna kyk. Maar een van die foute wat mense maak met hierdie hele ding van 'n dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos een dag, is dat party Christene glo dat 'n mens een dag, as God dink een dag is 1000 jaar en 1000 jaar is een dag, dan is daar mos plek vir om aan iets te glo soos evolusie. Ek gaan nou terugkom na dit toe. Ek sien net iets op die bord wat ek nagelaat het. Net oor God se karakter, as ek dit kan beskryf. Moses kom by die brandende bos en die bos brand. En hy's nuuskierig, want die bos brand nie uit nie. En hy hoor 'n stem vir hom sê, "Trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan is heilige grond." En Moses besef, dis God. En op daai oomblik maak God homself aan Moses bekend, want Moses vra, "Wie is U?" En hoe antwoord God? Jahweh. Nie ek was, ek sal wees nie, maar hy is die ewige, ek is. Die onveranderlike God. Anders as enige ander God op die hemel, in die hemele en op aarde. Ek is bo tyd verhewe. Wow, dis baie spesiaal.
Terug by die hele gedagte wat Petrus dan duidelik maak rondom tyd en hoe God is. Hy sê by God is 1000 jaar soos een dag en 'n dag soos 1000 jaar. So party mense maak die fout om te sê dat as een dag vir God soos 1000 jaar is, dan kan ons maar seker ruimte maak, plek maak vir iets soos evolusie. Want wat is evolusie? En ek gaan nou vir julle net 'n kort uiteensetting gee van evolusie in sy suiwerste vorm. In sy suiwerste vorm is evolusie, is daar geen plek vir God, vir die skepper van die heelal nie. Evolusie leer dat die oerknal, die Big Bang, aanleiding gegee het tot die ontstaan van lewe, dat alles uit niks ontwikkel het oor miljoene jare. En dat alles wat ons nou rondom ons sien, oor miljoene jare van verandering ontwikkel het. En dan is daar Christene wat sê dat omdat een dag soos 1000 jaar is en 1000 jaar is soos een dag, is dit moontlik dat God deur middel van evolusie geskep het. Ek gee vir julle vanmôre 3 redes waarom dit nie moontlik is nie. En vir al die jong mense of mamas, pappas, as jy hierdie 3 redes wil neerskryf, jou kinders gaan daarmee en het reeds daarmee te doen gekry, biologie, wetenskap, ek weet nie wat se klas hulle vandag het nie. Die eerste rede, hoekom God nie oor miljoene jare geskep het deur evolusie soos wat in ons kinders se handboeke geleer word nie. Nommer 1 is wiskundig is dit nie moontlik nie. So die uitgangspunt is, julle ken ons nou die storie, Darwin het gaan navorsing doen by die draai van die vorige eeu en toe het hy nou teruggekom met sy hele teorie dat alles begin het by 'n eensellige organisme en dat dit oor miljoene jare ontwikkel het. Nou wat sê ek in die eerste plek? Wiskundig is dit nie moontlik nie. Hoekom sê ek wiskundig? As dit dan oor miljoene jare ontwikkel het, hoe lank sou dit moes neem vir 'n eensellige amoeba, onthou julle die amoeba, om te ontwikkel tot die kompleksiteit van 'n mens? Ek sal nooit vergeet nie, my vriend op Bybelskool Yuri Vermeulen, ons staan en debatteer met studente van die universiteit daar in die Kaap. Ons het straatwerk gaan doen daar voor die Pig and Whistle. Dis so uithangplek daar in Claremont in die Kaap. En ek staan so by Yuri en hy praat met 'n student oor evolusie. Hy sê vir hom, luister hierso man. As jy nou vir my sê 'n kameelperd het van 'n bok af ontwikkel, vertel net gou 'n bietjie vir my, hoeveel miljoen jaar sou daai bok nodig gehad het om sy nek te ontwikkel, perdjies? Verstaan julle iets van wat ek probeer sê? Wiskundig. Daar is, hoe lank? Kan iemand dit uitwerk? Onmoontlik. Die tweede rede is die wet van behoud van materie. Nou ek onthou op skool, ek het skyndat gehad en een van die reëls wat ons gehad het is die reëls van materie. En die reël lees as volg: materie kan nie geskep of vernietig word nie. Dit kan slegs van een vorm na 'n ander vorm oorgaan. Dis 'n wetenskaplike feit wat in wetenskaphandboeke op universiteit, dis een van die basiese mees elementêre reëls van die wetenskap. Dit dryf in met evolusie. Hoe kan iets van niks, daar was niks en toe's daar iets. Dis onmoontlik. Die enigste oplossing daarvoor is, daar moet 'n skepper wees. Iemand wat dit ontwerp het.
Doel van môre se boodskap is nie om detail in dit in te gaan nie, maar ek wil dit vir julle noem. En dan die derde rede waarom evolusie oor miljoene jare nie moontlik is nie. Hulle praat van mikroevolusie en makroevolusie. Mikroevolusie is waar, sê nou maar, binne voëlspesies. 'n Voël wil graag iets binne, diep binne in die nektar diep binne in 'n blommetjie uithaal. Dan ontwikkel sy bek en sy tongetjie kan dalk langer word om die nektar daar diep uit te haal. Dis mikroevolusie. Maar nog nooit is dit gedokumenteer dat daar makroevolusie plaasvind. Met ander woorde, dat spesies van een vorm na 'n ander oorgaan. Byvoorbeeld dat voëls kan ontwikkel om soogdiere te word. Of dat reptiele kan ontwikkel om voëls te word nie. Die sogenaamde, wat noem hulle dit? Ons praat oor tyd. So kom ons kyk bietjie mooi na vers 9. Ek het elke frase in vers 9 vir julle daar op die bord gesit. God stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie. Kyk bietjie saam met my na hierdie prentjie. Anet het dit vir my gekry en vir my gegee. En dit het my so baie gehelp. Kyk net so saam met my na daai prentjie. Is dit nie hoe jy voel nie? Jy sit daar op 'n klip en jy vra, wanneer? 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 En soos die horlosie se arms draai op die regte tyd, maak God alles vir jou moontlik. Wie van julle het 'n belofte? Vers 9 begin met hy sê, God vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. Die ou vertaling sê dit so. Wie van julle het beloftes of iets waarna jy uitsien? Kom. Hallo? Wag vir die regte tyd. Ons het almal stories. Ek kan vir jou stories vertel uit my eie lewe waar ek die storie geklits het. Want ek wil my tyd hê vir dit. En dan is dit gewoonlik 'n gemors. Hallo? Wag vir die regte tyd. In die konteks van hierdie gedeelte was dit gewees dat Petrus skryf vir mense wat gesê het, man, die wederkoms gaan nie plaasvind nie. Ons wag nou al, Petrus skryf in 64 na Christus, soos ongeveer 30 jaar nadat Jesus in die hemel opgevaar het. En mense sê vir Petrus, en mense begin met mekaar praat en sê, nee wat, Jesus gaan nie terugkom nie, kyk daar, die tyd gaan verby. Petrus sê vir hulle vers 9, hy stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie. Hy is, nommer 2 in daai vers, die tweede frase, nee, hy is geduldig. Wat vir jou soos 1000 jaar voel, kan skielik in een dag uitgesorteer word. En is dit nie wonderlik, wanneer daardie een dag aanbreek, en is uitgesorteer, en dit val in plek, dan kyk jy terug en dink jy by jouself, how stupid. Hoe ongeduldig was ek? God vertraag nie, dit is, hy vertraag, praat nie van verstandelik nie, het praat hier van prevent. God is nie besig om 'n game te speel om te kyk hoe lank hy jou kan laat suffer nie. God weet wanneer dit die regte tyd is, daai ding wat jou so frustreer, daai ding wat jou so teleurstel, daai situasie wat net nie wil regkom nie, die regering dit en hierdie mense dit, en ek het al die papierwerk gedoen en alles wat nodig is en dit wil net nie gebeur nie. Hy het vas op die regte tyd. God
is geduldig met julle. Hy het vir Moses 40 jaar lank woestyn toe gestuur. 40 jaar. Hy het vir Dawid skape toe gestuur. God is geduldig. En hy is besig om jou karakter te ontwikkel. Hy is besig om iets in jou te doen en jou voor te berei vir dit wat hy in gedagte het. En as jy dieselfde toets oor en oor en oor moet skryf, jy gaan daai toets oorskryf totdat jy hom deurkom. Hoekom? Hoekom? Kyk net hierna. Wow, dis vir my mooi. Eksodus 34. Ek het 'n boek gelees van Mark Cromer, God Has a Name, waar hy elkeen van hierdie frases vat oor God se karakter. En hy sê die Here, 'n barmhartige en genadige God. Dis deel van God se karakter. Dis deel van sy wese om, kyk daai derde beskrywing, ek het dit Vrydag aand met die jeug ook bespreek. Onthou julle Janelle, God is lankmoedig. God is, what did we talk about? Can you remember? God is gracious. Ek het vir die kinders voorbeelde gegee van hoe ons partykeer wanneer ons maats of iemand iets doen, jou pa of ma of 'n juffrou by die skool doen iets wat jou seermaak. God is genadig. Hy's altyd bereid om te vergewe. Maar in hierdie versie, daar's nog 'n kenmerk. Ek gaan die res van hierdie gaan ek met die jeug alles so uit unpack oor die volgende 2 Vrydae-aande wat ons nog by mekaar kom. God is lankmoedig. Hy is die God van hoeveel kanse? 7 maal 7. Net 490? 7 maal 70? Is die God van nog 'n kans en nog 'n kans. Maar in die konteks van hierdie skrifgedeelte, en daarmee gaan ek afsluit. God is geduldig met 'n baie spesifieke rede. Wat sê vers 9? Hoekom is hy geduldig? Hoekom stel hy die wederkoms uit? Wat wil hy doen? Sê? Daar sê hy. Sien julle daar in vers 9, aangrypend. Hy is geduldig want hy wil nie hê dat iemand verlore moet gaan, hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. God het een doel voor oë. Dit is dat alle mense gered word. Ja, ook daai familielid van jou wat so moeilik is. Ook daai kind, daai seun, daai dogter, daai oom tannie, daai buurman, daai persoon by die werk. Dalk iemand vir wie ons vanmiddag 'n traktaatjie gaan uitdeel wanneer ons Town Basin toe gaan. Dalk nie vir daai persoon is hy geduldig. Hy wag, want dit is God se hart. Met respek gesê, God se hart is soos 'n taxi. Daar's plek vir nog. Want hy wil hê dat alle mense gered word. So ek sluit af en haal vir jou 2 Petrus 3 vers 9 weer aan, wat sê, God vertraag nie die belofte so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, wat nie wil hê dat sommige mense verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering sal kom. Dit sluit nou aan by wat ons volgende week of oor 2 weke gaan praat, dat jy die wederkoms kan verhaas. Daar's 2 goed wat jy kan doen om
te maak dat die wederkoms gouer gaan plaasvind. Kan julle nou al raai wat dit is? Ons gaan daaroor praat. So ek wil jou vanmôre bemoedig. Ek het 'n lied gekies om mee af te sluit wat baie spesifiek gaan ook oor die deurbraak wat kom. Daai belofte waarvoor jy wag. Daai situasie wat vir jou lyk asof dit net nie opgelos wil word nie. Wie van julle het sulke situasies? Hæ? Ons het almal. So ons gaan net sit, ons hoef nie op te staan nie. Ek gaan net vir ons 'n gebed doen en afsluit, die boodskap afsluit, maar dan wil ek jy ons moet sit en net na hierdie lied luister. En ek bid dat die Here daardie lied sal gebruik om in jou lewe in te spreek en vir jou hoop te gee om te sê, Here, dit waarna ek uitsien, dit waarop ek hoop, want u tyd is nie my tyd nie. U gaan dit moontlik maak. Here, dankie dat u ons help. Help ons om soos u lankmoedig en geduldig te wees. En Here, as daar iets is in ons eie lewe wat nog uitgesorteer moet word, wat keer dat u die oorlosie kan laat aanloop, dankie dat u Heilige Gees vir elkeen van ons wys wat dit is. Dat ons dit regmaak, sodat u in ons lewe kan doen dit wat u wil doen. Bemoedig ons, versterk ons, Here. Ons bid vir vriende, vir familie, ons bid vir mense by wie ons vanmiddag daai traktaatjies gaan uitdeel, Here. As iemand dit lees, dat hulle deur die Gees van God aangespreek sal word en sal weet, die Here het met hulle afspraak, want Here, u wil hê dat almal tot bekering sal kom. Doen dit, Here, ek bid dit in Jesus se naam.